Ek is Margriet en ek glo aan kleur. Die uitwerking van kleur op die mens en die wonderlike gawe wat kleur ons gee. Want sien, God het in die begin die wêreld gemaak en hy het dit gedoen deur met sy stem te praat en met lig. Want God is wit lig. En as jy wit lig deur enige prisma sit, dan kry jy elke kleur denkbaar op hierdie aarde. Jy sien, toe God die aarde gemaak het, en hy kon dit seker in swart en wit ook gemaak het, en dit kon dalk gewerk het hy reeds geweet, hy gaan die mens maak. En die mens het kleur nodig om te kan funksioneer. Die mens hou van mooi goed om hom, en dit is hoekom hy alles vol kleur gemaak het. Mary Crawley, een van Billy Graham se interior decorators, het gesê dat God in elke mens 'n honger na kleur gesit het. En sy gebruik kleur in haar binnehuisverstuuring, want sy weet dit stimuleer opwinding of romanse of enige emosie wat jy in 'n mens wil uitbring. Studies het ook getoon dat 'n rooi lig 'n mens se bloeddruk laat opjaag en jou spierkrag verhoog en jou asemhaling verhoog. En aan die ander kant, 'n blou lig laat weer jou bloeddruk afneem en maak jou rustiger. So as jy lus is vir 'n wilde aantjie, dan trek jy rooi aan. As jy lus is vir 'n rustige aantjie, dan trek jy blou aan. In die begin was die TV swart en wit gewees. Maar omdat ons mens in God se beeld geskape is en hou van kleur, het dit nie lank gehou nie. Toe is die TV ook in volkleur. Faber-Buren is 'n kleurdeskundige. Hy het ook 'n boek geskryf, Color in Your World. Nou volgens navorsing het hy agtergekom dat sekere kleur sekere emosies uitbring in mense. En toe begin hy kleur gebruik in skole om kinders leergierig te maak. Hy gebruik kleur in winkelsentrums om mense rustig te maak en te wil laat koop. Hy gebruik in fabrieke kleure om mense minder moeg te laat voel. En in die kantooropset gebruik hy kleur om besigheid te verhoog. Julle weet, as iemand 'n oranje lemoen op die hoek van sy tafel sit, dan is hy outomaties meer energiek en positief en dit bring sy kreatiwiteit uit. Kyk nou byvoorbeeld na Kerstyd. Oor Kerstyd is almal in 'n feestelike bui, of jy nou van Kersfees hou of nie. Want die kleure, die groen, die rooi, die goud, is feestelike kleure en dit werk in op ons gemoed en dit maak ons gelukkig. Kleur het 'n baie kragtige invloed op jou gesondheid ook, op jou geluk en op jou Christelike lewe. British Airways het verskriklik gesukkel met mense wat ligsiek word. En op daai stadium was hulle vliegtuie se binnekante geel. En met navorsing kom hulle toe agter, maar dis die geel kleur en hulle verander, soos wat dit vandag is, na blou toe. So British Airways se binnekante is nou blou en hulle het feitelik geen ligsiek mense op hulle vliegtuie meer nie. Is dit nie wonderlik as mens God se geskenk gebruik nie? So dra kleur bly tot ons lewe. Natuurlik. Kleur is baie meer belangrik as wat ons dink. Want studies het getoon dat vaal, donker, grys en swart in jou omgewing en wat jy aantrek, jou vaal en depressief maak. Aan die ander kant maak kleur jou omgewing so dat jy gesonder voel, dat jy emosioneel beter voel en dat jy meer godsbewus is. In die herfs is dit altyd so lekker om uit te ry na die platteland toe en te gaan kyk na die helder, oranje, rooi, roes en geel kleure van die natuur. Want dit is die kleure wat ons positief
motiveer en optimisties laat voel. 'n Klein kindjie het eendag gebid en gesê: God, pas pers en oranje bymekaar. En toe sien ek die sonsondergang en ek weet God het pers en oranje saamgesit. God is kleur. Hy het die sonsondergang aan die brand gesteek. Hy het die see in blou gedompel en hy het die loof en gras in groen geverf. God is lig en God is kleur. Kleur jou lewe, of dit nou helder kleure of pastelkleure is. Maar kleur jou lewe in die kleur wat jy wil wees.